Goed, ons groet hier vanuit Lofdal gemeente, is altyd lekker om die woord van die Here te bedien, en mense oral in die land waar julle kyk, wil ons graag vir julle sê dat onthou ons bid ook spesiaal dat die Here ook in julle behoeftes sal voorsien na die rykdom van sy groot genade. En ek wil graag vanaand met u praat oor hoe om tot God te nader. Nou, die gedeelte wat ons vanaand wil gebruik is in Markus die 5de hoofstuk, vers 21 tot en met vers 28. En u sal, wanneer u dit gaan lees, agterkom, dit gaan oor die gedeelte waar 'n man met die naam van Jairus, owerste van die sinagoge na Jesus toe gekom het en vir hom gevra dat hy sy dogter sal kom genees, en hoe dat die Here dan deur omstandighede half verhinder was om by Jairus uit te kom, en Jairus sekere dinge beleef en ervaar het. Ek wil Markus die 5de hoofstuk in die 36ste in die B gedeelte gebruik, waar die Here Jesus in hierdie betrokke verhaal sê, moenie vrees nie, glo net. Nou, wanneer mense in die woord van die Here lees, dan sien ons dat by 'n geleentheid, toe in Lukas die 1ste hoofstuk in die 37ste vers, toe Maria gehoor het, en dit aangekondig was, dat sy geboorte gaan gee, en dat Jesus Christus uit haar gebore sou word, was die gedagte wat die engel aan haar gesê het, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dit is baie belangrik dat ons vanaand sal verstaan, dat by God is alle dinge moontlik, en geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Dit is amper, iemand het dit nou die so prachtig gestel, hy sê, wanneer God betrokke is alles moontlik, want God is die God van die onmoontlike. Maar in hierdie verhaal wat ons in die Bybel sien, vind ons 'n situasie waar ons as mens dikwels gekonfronteer word met omstandighede wat teen ons werk wanneer ons die Here vertrou. Nou, ek weet nie of dit met u ook so gebeur nie, maar in my lewe vind ek dit dikwels dat wanneer ek bid vir 'n situasie, dan lyk dit baie keer asof die omstandighede erger word of vererger, en dit is soort van 'n ding wat baie keer jou geloof begin kelder en jou geloof probeer vernietig. En ek dink dit is die rede waarom ons ook moet raak sien dat wanneer ek tot God nader, moet ek in die geloof tot God nader. Die Bybel sê dit is onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Met ander woorde, geloof is 'n baie belangrike faset van my Christelike lewe, wat ek elke dag van my lewe sal beoefen. Paulus skryf, hy sê die regverdige sal deur die geloof lewe. Met ander woorde, dit gaan 'n leefwyse word van geloof. Dit is 'n lewe wat toegewy gaan word en wat gevorm gaan word as gevolg van my geloof in die Here Jesus Christus, dat God die onmoontlike kan doen en dat sy heerlikheid geopenbaar kan word. Ons sien in hierdie verhaal, as jy dit gaan lees in die Bybel, sal hy agterkom dat die eerste ding wat Jairus gedoen het, nadat hy agtergekom het dat sy dogter baie siek was, en sommige reken dat sy al reeds sterwend was, terwyl hy op pad was na Jesus. Maar die ding wat ons raak sien, is dat die eerste ding wat Jairus gedoen het, hy het na Jesus toe gegaan. Ek wil graag vir u sê, ons is so geneig om eers al die ander dinge te soek, en eers na al die ander dinge te gaan, eers na die dokter toe te gaan, eers na die bankbestuurder toe te gaan, eers na die prokureur toe te gaan, of iemand wat ons dink ons kan help. Maar die Bybel sê dat Jairus het na Jesus toe gegaan. En ek wil u vanaand aanmoedig, dat as daar 'n probleemsituasie in jou lewe is, vat dit na Jesus toe. Weet vanaand dat hy is die hoorder en die antwoorder van gebed. Dan sien ons tweedens, dat Jairus het ook gekomme en hy het voor die Here neergeval. Die Bybel leer vir ons dat hy gekom het in verootmoediging. Nou, jy sal self onthou dat in die posisie waarin Jairus homself bevind het, was dit eintlik onwaarskynlik dat Jairus voor die Here sou neerval. In daardie tyd weet ons dat die Jode het in besonder het die mense beskou wat Jesus gevolg het hulle beskou as mense wat die pad buister geraak het, en daarom het hulle baie beskuldigings onregverdig teenoor Jesus gebring. Maar ons sien dat die posisie wat hierdie man inneem, is 'n posisie van aanbidding. Nou kan ek graag vir die vanaand twee dinge sê. Ek glo dat die eerste ding wat ons behoort te doen, as daar 'n probleem in ons lewe kom, is vat dit na die Here toe. Die tweede ding is, kom ons sien, kyk,
die manier waarop hy dit gedoen het. Hy het in aanbidding vir ootmoediging voor die Here gekom. Weet, baie mense dink so dat ek na die Here toe kom en vir hom vertel wat hy moet doen. Die Here weet wat hy moet doen. Kom ek sê vir ons het amper nie nodig vir hom te sê wat hy moet doen nie. Hy weet wat hy moet doen. Maar ek sien 'n gesindheid van verootmoediging in die lewe van Jairus. Ek sien dat hierdie man kom en hy val voor die Here neer. Ek wil graag vir u sê dat dit lyk vir my asof hy sy afhanklikheid voor die Here bely het, want hy weet dat hy die Here nodig het. Maar nou wil ek graag vanaand by die eerste praat oor die geloofkewers. Dinge wat jou geloof vreet as jy die Here vertrou. En jy weet, dit is vir my so interessant, en ek dink dat u wat ook luister oor die televisie hierdie boodskap kyk, sal met my kan saamstem, dat daar baie keer dinge gebeur wanneer ons die Here vertrou. Ons sien die eerste, dat die Bybel sê, dat die skare Jesus verdring het, of tot stilstand gedwing het. Hulle het hom baie besig gehou, en hulle het veroorsaak dat Jesus nie kon beweeg nie. As jy gaan kyk na die agtergrond van die betekenis van die skrif, dat hulle het hom tot stilstand gedwing. Nou dit sê vanaand vir my, dat die oomblik, wanneer ek na die Here toe gaan, en die Here vertrou, dat die Here in my situasie moet ingryp, en in my situasie 'n oplossing moet bewerkstellig, is die eerste geloofskewer baie keer so, dat dit lyk asof die Here nie na my toe wil kom nie. Dit lyk asof die Here nie omgee vir my situasie nie, of die Here nie my gebed verhoor nie. Dit lyk vir my baie keer as ek na baie Christene kyk, of dit nie hulle probleme is nie, maar weet, ek het dit baie keer in my lewe gevind, dan bid ek vir iets, en dan lyk dit so asof, soos iemand vanmôre van gesê het, dan lyk dit, voel dit so asof die hemel koper is. Jy bid maar dit lyk nie asof die Here by jou uitkom, dit lyk asof die Here liewerster by ander persone stil staan. En dan sien ons dat in daardie geloofskewer, terwyl Jesus deur die skare verdring was, sien ons ook dat die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, deur die skare gedring het en die soem van sy kleed aangeraak het. En ons sien dat Jesus tot stilstand gekom het as gevolg van die krag wat van hom uitgegaan het, en hy dadelik betrokke geraak het deur iemand anderster wat die soem van sy kleed aangeraak het. Nou vind ek dit in my eie lewe so, dat baie keer wanneer ek die Here vertrou en ek vra die Here wat miskien in 'n situasie oplossing gee, dan staan iemand anderster in die kerk op, dan getuig hulle hoe dat die Here vir hulle voorsien het, of iemand kom en sê, pastoor, ek is so opgewonde, ek het gebid en die Here het vir my 4 splinter nuwe bande gegee. Myne is al so dun dat ek moet net oorgooi as 'n steekie muskiet hulle stikken. Jy sien sulke dinge, dan lyk dit vir jou baie keer asof die Here by ander mense stil staan en nie noodwendig omgee of belangstel in jou situasie. Maar vriende, wat ons moet onthou, is dat ons moet weet dat as ons Jesus iets gevra het, dan sal Jesus doen wat hy beloof het. Ons moet die geloof daartoe hê. Ons moet nie toelaat dat hierdie lyk asof dit 'n stilstand is, lyk asof dit 'n situasie is waar Jesus so 'n bietjie verander word. Baie keer ons vertroue kelder nie, en dat ons begin bely en sê, ag, jy weet, die Here gee seker nie vir my om nie. Die Here stel mos net in daardie persoon belange. Ag Here, die mense het al gesê, ag pastoor, ek kan nie verstaan nie dat die Here daai persoon se gebed verhoor. Die Here het vir daai persoon voorsien en die Here het vir daai persoon 'n deur oopgemaak. Waarom maak die Here nie vir my 'n deur oop? Kom ek sê vir julle, dis 'n negatiewe verklaring. Ons moet dit nie doen nie. Vertrou die Here met jou hele hart. Die tweede ding wat ons raak sien of rondom hierdie gedagte is slegte tydings. Die derde gedagte is slegte tydings. Terwyl hulle besig was, terwyl hy die Here vertrou het en verwag het dat die Here sou kom en hy nou wag dat sy gebed beantwoord word en met afwagting uitgekyk het dat die Here by sy huis sou uitkom. Toe sien ons dat daar kom 'n tyding wat vir hom sê, jy moenie meer die meester lastig val nie, want jou dogter is reeds dood. Nou vriende, ek wil regtig vir u sê, ek weet nie van u nie, ek dink dis seker die ergste vorm van 'n geloofskewer wat 'n mens ooit kan kry, dat wanneer jy vertrou en jy vra, hier is daarom nog hoop, die persoon lewe nog, maar die volgende oomblik kry jy 'n doodstyding. En hierdie ding slaan jou in, hierdie omstandighede soos byvoorbeeld miskien 'n situasie waar jy bid vir finansies en jy vertrou nog dat die Here oplossing sal gee, dan bel die bankbestuur jou miskien en sê, hoor jy so, dis nou tyd dat jy 'n plan maak, maar ons sien dat in hierdie
gedeelte, kom die Here Jesus en hy sê vir hierdie man, moenie vrees nie, glo net. Nou ek glo dis 'n baie belangrike ding wat die Here Jesus gesê het, want die sien vrees vat 'n mens op die trieradpad. Dit vat jou terug in jou geloof. Terwyl geloof jou vorentoe vat vrees jou terug. En nou kom die Here en die Here sê vir jou Iris, moenie vrees nie, glo net. Nou vriende, as dit vir jou Iris waar sou wees, dat hy vrees miskien gehad het in sy hart wat die Here waargeneem het, as gevolg van die tyding wat hy ontvang het, wil ek vanaand vir u sê, dat baie van ons wat hier sit, en selfs u wat oor die televisie luister, sal kom en sê, jy weet toe ek die tyding ontvang, het daar vrees oor my gekom. Die oomblik toe die dokter vir my sê, meneer of mevrou, jy kanker, het daar vrees oor my gekom. Die oomblik toe daar die slegte tyding bring, het dit vrees op my gebring. En dis die oomblik wat die Here gesê het, moenie vrees nie, glo net. Dis 'n baie belangrike ding, dat ons dit sal raak sien, dat ek nie noodwendig die werklikheid of die situasie ontken of die uitspraak wat gelewer word, ontken nie. Al wat ek doen, ek verplaas dit, omdat ek my geloof sit in die Here Jesus Christus, want ek weet, dat hy kan groter dinge doen, as wat die mense rondom is. Slegte tydings bring vrees en ongeloof in 'n mens se hart, en nou sien ons, dat die Here Jesus in hierdie omstandighede iets doen wat my baie beïndruk het. Hy sien, en ek wil regtig vir u sê, mens kry so baie mense wat vir jou slegte tyding bring. Ek weet nie of u dit al ervaar het, jy dalk miskien by iemand gekom, dis 'n familie van jou, en miskien 'n ouma, of 'n pa, of 'n ma, of wie dit ook al mag wees, of 'n broer, en jy sê, ag, jy weet, ek het so hoofpyn so aan die een kant van my kop vir die laaste paar dae, en dan sal hierdie persoon sê, ja, jy weet, ou Tannie Gerry wat dood is, dis nou nie Tannie Gerry in die kerk nie, maar ou Tannie Gerry wat dood is, het ook so hoofpyn gehad, en sy is intussen tyd hemel toe, en dit bring slegte tyding, bring dit by jou, en bring vrees by ons, maar ons sien dat die Here Jesus gebruik iets, wat baie belangrik is, vir 'n wonderwerk in 'n mens se lewe, en ek wil vanaand sê, dat ek glo, dat ons as kinders van God behoort, op die woord van die Here te staan, ongeag die omstandighede, ongeag of dit al reeds gebeur het. Jy weet, dit is my so pragtig, dat die Bybel eintlik sê, dat ons die dinge wat nie bestaan nie, kan roep, asof hulle bestaan. Nou jy mag my sê, pastoor, dis 'n ontkenning van die werklikheid, maar kom ek sê vir u, ek glo, dis 'n geloofsverklaring in die bonatuurlike krag van 'n lewende God, wat wonderwerke kan doen. Ek glo, God verwag dit van ons as gelowiges, dat ons verder sal kyk as ons omstandighede, en weet dat hy kan ingryp, en dat die omstandighede kan verander. En ons sien dat Jesus het gegaan na die plek toe waar die mense was, en toe hy by die plek kom, sien hulle, dat hulle het mense gekry, wat nou getreur het, en geween het, en wat gehuil het, en die Bybel sê, dat Jesus het hulle uitgedryf. Ek wil vanaand vir iemand sê, ook wat oor die televisie luister, en kyk vanaand, daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe, dat jy negatiewe dinge, en negatiewe mense uit jou lewe moet uitdryf. Dieselfde woordjie vir duiwels uitdryf, word hier gebruik, dat Jesus het hulle uitgedryf. Die rede waarom Jesus dit gedoen het, is jy sien dat Jesus het geweet, dat hy wil 'n wonderwerk doen. En hierdie mense was negatief, hulle het geween en gehuil en gekla, en laat mense so baie keer dink aan mense wat so maklik kan kla, en so maklik kan ween oor dinge, en so maklik ongelukkig gaan raak oor goed, maar die Here laat hulle verwyder, en hy sê vir hulle dat hulle moet uitgaan. Die treurnis, en dan praat die Bybel so pragtig, hy jaag, en hy dryf al die treurnis, en die rumoermakers, na die buitekant toe, en hy sê vir hulle, gaan staan julle eers so bietjie buitekant, laat ek 'n wonderwerk kan doen. Dan sien ons dat die Here het mense saam met hom ingeneem. Dis baie belangrik dat u vanaand sal onthou, dat ons positiewe mense in ons lewe sal toelaat. Dat ons mense sal toelaat in ons lewe, wat waarde toevoeg tot ons lewe. Nie die persone wat altyd vir jou sê, dat jy's 'n mislukking, en jy sal nooit regkom nie, en jy sal nooit gesond word, en hierdie siekte gaan jou graf toe vat, en hierdie ding gaan dit doen. Dat daar iemand sal opstaan wat sê, dat ek weet, omdat ek weet, daar is 'n God wat kan gesond maak. Daar is 'n groot geneesheer, en sy naam is Jesus Christus, wat vanaand 'n wonderwerk in jou lewensomstandighede kan doen. Dat jy hom sal vasvertrou in hierdie aand hier, en sê, Here, ek weet, omdat ek weet, u kan 'n wonderwerk doen. Nou, die Here het hierdie negatiewe mense uitgejaag,
En hy vat mense saam met hom. Weet jy wat vir my so mooi is? Die mense wat die Here saam met hom vat het, was in 2 groepe verdeel. Want jy sien, die vader en die moeder van daardie dogter wat toe gesterf het 'n verwagting gehad. Want hulle het mos Jesus laat kom om 'n wonderwerk te doen. En ek wil vanaand vir julle sê dat ek glo dat een van die kwalifikasies vir 'n wonderwerk in 'n mens se lewe is, jy moet 'n verwagting hê. Ja, jy moet 'n verwagting hê. Jy weet, die blinde Bartimeus, toe die Here by hom kom, die Here het geweet dat hy blind was, want hy het 'n blinde man kleed gedra. Maar die Here vra vir die blinde Bartimeus, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Hy sê, Here, dat ek kan sien. Met ander woorde, op die grond en die vlak van sy verwagting, het die Here 'n wonderwerk gedoen. Jy sien, dit is so belangrik dat ons vanaand ook sal verwag. So baie mense glo dat die Here dit kan doen, en weet dat die Here dit kan doen, maar verwag u dat die Here dit nou kan doen, terwyl jy agter daardie televisie sit in hierdie oomblikke, dat die Here nou jou krankheid kan gesond maak, dat die Here vanaand jou omstandighede kan oplos, dat die Here in hierdie oomblikke wonderwerk kan deurbreek, as jy môre by jou besigheid instap, of by jou werk instap, dat jy die wonderwerkende krag van die Here in jou omstandighede gaan opmerk, en jy die Here daarvoor gaan loof en prys. So die eerste persone wat die Here saamvat, is die ma en die pa, want hulle het 'n verwagting gehad. Die tweede groep mense wat die Here saamvat is die disippels. Ons weet vir Petrus, Johannes, Jakobus. Nou Petrus, Johannes, Jakobus het geloof gehad. So nou het jy 'n verwagting en jy het geloof. Jy sien, as jy 'n verwagting en geloof het, is daar 'n godsontploffing. Daar gebeur iets. Jy kan nie 'n verwagting en geloof hê en niks gebeur nie. Iemand het gesê, jy weet hierdie woorde wat by God is alle dinge moontlik. Jy sien wat ons moet raak sien is dit vir onmoontlik vir God om nie iets te doen nie. Dit is onmoontlik vir God om nie betrokke te raak nie, want hy is die God en die waarmaker van sy woord, wat sy woord bevestig met wonders en met tekens en kragtige dade. Maar kerk, wat ons moet raak sien is dat ek moet dit glo en verwag dat die Here dit vir my kan doen, dat die Here vir my 'n pad kan oopmaak, dat die Here vir my kan genees, dat die Here daai krankheid, wat die omstandighede ook al mag wees, dat die Here dit kan gesond maak. So ons sien dat hierdie persone wat 'n verwagting gehad, die vader, die moeder en dat die disippels het geloof gehad. En dan kom die Here Jesus en hy spreek 'n geloofswoord. Hy sê vir haar, Taliti kumi, staan dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Ek wil graag vanaand vir u sê, ek glo dat ons moet 'n goeie geloofsbelydenis hê. Ons moet kan spreek wat die woord van die Here sê. Ons moet nie bang wees, jy weet, iemand een van my sê, ja pastoor, maar jy weet, as die oomblik as ek begin bely, dan is die duiwel los. Hy moet los wees. Want ek meen, jy spreek mos nou die woord van die Here. Jy bely mos nou wat God sê. Weet jy dat as daar niks gebeur nie, gaan daar ook nie 'n duiwel wees nie. Maar die oomblik wanneer jy begin praat soos God praat, die oomblik wanneer jy bely wat die woord van die Here sê, en onverskrokke staan op die woord van die Here. Ek onthou by 'n geleentheid 'n pastoor die Bybel gevat, en toe gaan staan hy bo op die Bybel, toe sê, ek staan bo op die woord van God, halleluja. Nou vriende, dit sal dalk help as ons dit doen, maar kom ek sê vanaand vir u, as ek die woord van God as 'n belydenis maak in my lewe sê, maar die woord van die Here sê, dat deur u wonde is genees, die woord van die Here sê, dat u sal voorsien vir hulle wat glo, is alle dinge moontlik, prys sy wonderlike en sy bekoorlike naam. Jy sien wat belangrik is, in hierdie bepaalde situasie, gaan met jou probleem na die Here toe. Vat dit na die Here toe in gebed. Moenie eers gaan soek na hierdie ou wat 'n oplossing. Ek hoor so baie keer mense sê, jy weet, ek het nou so 'n groot depressie leier en ek wil vir daai dokter gaan sien en daai persoon gaan sien. Ek wil vanaand vir u aanmoedig, gaan na die Here Jesus Christus toe. Gaan na die Here toe, vat jou probleem. Dit mag miskien vanaand iets klein wees. Daar's miskien iets in jou hart of in jou lewe of iets in jou omstandighede wat jy nie verstaan nie. Vat dit na die Here toe. Weet jy wat ek ontdek het, is dat niks is te groot of te klein vir die Here nie. Ons praat baie keer van, how big is God? Hoe groot is die God wat ons aanbid, wat die alles geskape, die sterre en die maan en alles daar geplaas het. Hoe groot is die God wie ons aanbid? Maar weet jy hoe wonderlik vanaand om te weet, dat daar dieselfde God woon vanaand in my hart.
So wonderlik om te weet dat hy ons nie as wese agtergelaat het. Dit gee vir my groot vrymoedigheid om vanaand te bely, want ek weet, omdat ek weet hier in die binnekant dat my God is saam met my en hy sal sy woord bevestig met wonders en tekens. Ja, daar kom tye wanneer dinge gebeur en dan miskien omstandighede wat die disippels ervaar en beleef het. Nou kom ek sê vir dit, dat ek dink ons moet by die goed verby kyk en sê ek weet dat my verlosser lewe. Ek weet die Here gaan my help. Gaan met jou probleem na die Here toe. Die tweede ding is, versterk jou geloof met die wete dat die Here sal kom. Versterk jou geloof. Hoe versterk 'n mens jou geloof? Deur die woord van die Here, die beloftes van die Here. Hy wat in my is sterker as hy wat in die wêreld is. Met my God kan ek oor 'n muur spring en kan ek bende storm. So versterk jy jou geloof wanneer daar tye kom in jou lewe wat jy angstig word en bang word. As jy so geneig om sê, ek is so bang vir dit wat gebeur en ek is so vreesagtig vir dit wat gebeur. Versterk jou geloof en sê, met my God kan ek oor 'n muur spring en 'n bende storm loop. My God sal my neem en sal my deurvatte. Al gaan ek deur die vuur, dit sal my nie verbrand nie. Al gaan ek deur die water, dit sal my ook nie oorstroom nie. En dan die derde een is, hou vas aan die woord van die Here. Hou vas aan die woord van die Here. Staan op die beloftes van die Here. Maak soos wat hierdie pastoor gedoen het. Nou doen dit geestelik. Vat die woord van die Here as die absolute waarheid wat tot jou gespreek is. En die vierde ding is baie belangrik. Omring jou met positiewe gelowiges. Omring jou met preke. As jy siek is, man, kryf jou preke oor genesing. Moenie gaan lees oor jou siekte nie. Moenie gaan lees hoe ernstig jy gaan word en watter stadiums jy gaan ingaan nie. Skryf jou 'n preek van iemand wat glo dat God maak nog siekes gesond. Skryf jou iemand wat glo dat die Here kan wonderwerke doen en pak jou gees met die woord van die Here. Omring jou met positiewe woord wat uit God se mond uitkom en maak dit jou eie. Luister verder. Luister na positiewe mense. Moenie vir jou omring met daardie wenende, klaande rumoermakers nie. Maar kry vir jou mense wat sê dat ek weet dat my God kan jou omstandighede verander. En dan die laaste ene is, behou jou verwagting en wag op die Here. Behou jou verwagting. Verwag 'n wonderwerk. Ons sing dit mos baie keer dan nie. Expect a miracle. Verwag 'n wonderwerk. Verwag dat die Here iets gaan doen. Ek het eendag toe ek 'n student was, toe staan ek 'n pindiens doen en ek het R20 nodig gehad. Daai jare kon jy vir R20 brandstof ingooi. Glo dit. Ek meen dit is hier in die 70er jaar. Vandag kan jy nie meer, dit sit eers die pomp aan vir R20. Maar ek staan daar by die boom en nou vertrou ek Here, ek sê, ag Here, kom sit vir my R20 op hierdie boom neer. Sommer hier aan hierdie blaar. Nou die Here het dit nie so gedoen nie. Maar toe ek by die college kom, toe staan 'n student wat in gebed was en hy sê vir my, Tini, terwyl ek gebid het die Here vir my gesê, ek moet vir jou R20 gee. Jy sien, God sal voorsien uit die rykdom van sy groot genade. Kom ons vra die Here nou, Vader, dat in die naam van Jesus Christus, wat die omstandighede mag wees, is daar iemand vanaand is wat 'n verwagting het, Here, iemand wat vanaand geloof het, wil ek vra dat die Here sal ingryp, al sou daar vanaand geloofkewers wees, wat probeer om hulle geloof te vernietig. Here, kanselleer ons dit in die naam van Jesus Christus. Ons vra, Here, dat hulle oog sal gevestig op Jesus, hulle leidsman en volëinder van hulle geloof. Doen 'n kragtige wonderwerk, Here. Sal U in hierdie aand, Here, ingryp in daardie omstandighede. Here, dat hulle verstom sal staan en sê, die Here het groot dinge vir my gedoen. Ons vra dit in die mooi naam van Jesus Christus en die kinders van die Here sê, Amen. Mag die Here baie ryklik seën. Mag hierdie woord groot impak in jou lewe hê en dat jy die wonderwerkende krag van die Here sal sien.